Hallo en welkom by ons tweede episode van die Verdiep podcast hier op Spotify. Dit is so lekker om julle saam met ons te hê. Ek is Pastor JP en saam met my is Pastor Dani. Dis lekker om hier so te wees vandag en net so 'n bietjie te kuier, Pastor JP. Ek sien uit daarna. Ek dink vir die van julle wat Pastor Dani se preek gaan kyk het, hy is op YouTube beskikbaar. En op Verdiep. En op Verdiep, as julle die Verdiep video gekyk het. Dan praat ons 'n bietjie waaroor, Pastor. Ons praat oor dat die woord sê, Jesus se boodskap aan sy disippels, een van sy laaste opdragte aan die disippels, dat bly daar. Bly daar totdat my Vader die belofte wat hy aan julle gemaak het, laat gebeur het. En die gedagte daar rondom dat Jesus sê, maar bly daar, en hoe relevant is daai gedagte tot ons geloofslewe vandag, ja. Wonderlike woord. Ek het dit regtig baie geniet. Die tema van geloof, die tema van geloof wanneer dinge moeilik gaan. Jy weet nie net in goeie tye nie. Op te gee nie. Nie om op te gee nie. Verseker. Maar Pastor, net gou op daai skrif. Wat is die belofte waarvan Jesus praat? Daai is die belofte van die Heilige Gees, nê? En hoekom ek so sterk gevoel het om dit in te trek tot die boodskap, want die belofte van die Heilige Gees is nog steeds die belofte vir vandag. Jy weet, die belofte dat die Heilige Gees uitgestort sou word, wat dan in Handelinge 2 gebeur in die early church, die Acts church, is 'n belofte dat die Heilige Gees ook in ons lewens uitgestort sal word, en jy kan gedoop word met die Heilige Gees en dit dan beleef, en dit is deel van jou belewenis, maar ook dat die Heilige Gees opdaag, want dit is die Heilige Gees, dankie Annika, waardeer dit, dis die Heilige Gees wat die werk van God, wat die krag van God in ons lewens laat gebeur, wat die dinge laat gebeur, dit wat vir ons bid, dit wat ons voor hoop, dit wat ons so na uitsien, en waarvoor, jy weet, al hierdie goed, hoekom ons op ons geloof staan, maar dis die krag van die Heilige Gees, die krag van die Allerhoogste, soos die belofte aan Maria is in die begin van die Gospels, wat dit laat gebeur. Ja, om terug te verwys na die skrif wat ons laasweek oor gepraat het. Ja. Waar Maria, die engel kom na Maria toe, en hy openbaar God se plan aan haar. En haar reaksie is, maar hoe gaan dit gebeur? Ja. En die engel sê, die Heilige Gees sal vir dit sorg. Die Heilige Gees. En Jesus se woorde in Handelinge, ek dink, het presies dieselfde implikasie, is, jy weet, dis nou net voor sy hemelvaart, net voordat hy hemel toe gaan, dis nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en sy laaste opdrag aan sy disippels is, gaan uit te maak disippels, van alle nasies, en hier sê hy vir hulle, wag, voordat julle dit doen, wag, waarvoor? Vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Weer eens, want, jy weet, ek dink, baie keer, gebeur presies met ons, wat gebeur het met Maria. Dit is so 'n menslike ding, jy weet, die Here kom en hy openbaar aan ons sy plan, vir ons lewens, maar ook vir die mense rondom ons, dis die kerk, vir die mense rondom ons, en dan sê hy, ek wil hierdie groot ding doen, ek wil hierdie bonatuurlike ding doen, ek praat nie eers van die elke dag se blessings wat die Here doen nie, ek praat van, hy wil iemand se lewens aanraak, hy wil daai seer aanraak, daai teleurstellings, daai goed wat mense terughou, en dan wat ons eerste menslike reaksie is, maar hoe kan ek? Nou kom Jesus en hy gee die opdrag, hy sê, gaan uit, maak disippels, en so dikwels as jy met iemand praat, dan sê hulle, wie ek? Maar hoe? Hoe moet ek dit? Hoe kan ek? Die fokus kom terug na my toe, hoe kan ek met my onvermoë, stel 'n storie wat Moses gehad het, Here, maar ek hakkel dan, hoe kan jy my gebruik? Die fokus skuif na my as mens toe, en ons is net mens, come on, ons het shortcomings, ons het tekortkominge, jy het 'n paar weke terug daaroor gepraat in 'n aandiens. Ja, ek dink die lekker ding van so 'n boodskap is, die Heilige Gees sal sorg. Die Heilige Gees sal sorg. Die disippels het uitgegaan, nadat die Heilige Gees oor hulle geval het. En hulle het, die heel eerste geval van 'n preek in die Nuwe Testament is daar waar Petrus opstaan. Na Jesus se hemelvaart natuurlik. En Petrus staan op nadat die Heilige Gees op hulle geval het, en hoeveel duisende mense kom tot bekering en laat hulle self gedoop word.
Ja. En dit is die krag van God se gees. Maar terug na die topic toe, na die tema toe wat jy gepraat het. Dit is maklik om hierdie goed te sê wanneer dinge goed gaan. Ja. Dit is maklik om te sê, jy weet, jy moet op die plek van geloof bly, want dit is ultimately waarvan jy praat. Ja. Is daai plek van geloof waar jy is, waar jy glo God is die God van die onmoontlike. Ja. Om terug te kom na laasweek se boodskap toe. En dit is, Pastor, dis die ding, is ons almal beleef dit. Jy het 'n ervaring tydens 'n diens. Jy hoor 'n boodskap soos op hierdie podcast. Jy sien iets. So jy lees 'n skrifgedeelte volgende in jou stilte tyd. Iewers raak die Heilige Gees jou aan. En jy het hierdie verwagting, jy het hierdie hoop, nou gaan goed gebeur. En dit gebeur nie noodwendig nou nie. Dit gebeur nie noodwendig môre nie. Maar daar is 'n belofte dat die Here sal vir ons deurkom en dan gee ons so dikwels op. Ons bly nie daar nie. Ja. En wat die Heilige Gees net vir ons kom vra, bly daar. Ja. Bly daar totdat. Nou die vraag wat baie mense gaan vra op dit is, wat kan ek doen om seker te maak dat my geloof sterk bly in daardie oomblikke? Wat kan ek doen apart van, jy weet, kerk toe gaan en Bybel lees, want dit is die antwoord wat die kerk altyd gee, en ek sê nie daai antwoorde is verkeerd nie, natuurlik nie, daai antwoorde is so belangrik, maar wat kan ons doen om seker te maak dat ons op die plek bly? Wat is sekere aksies of stappe kan ek en jy neem om seker te maak dat ons op daai plek bly? Jy het nou die twee weggevat wat ek eers wou noem. Gaan kerk toe, lees jou Bybel, bid. Wat bedoel jy? Wat stappe wil jy hê? Nee, maar ek hoor jou. In my voorbereiding het die Heilige Gees spesifiek my gepraat oor die onmoontlike wat in mense se eie lewens daar vas is, wat toegebou is, wat diep binne in ons is. So, ek weet ek spring nou so 'n bietjie van jou vraag af, maar ek gaan nou daarby uitkom, daardeur dit wat ek wil share is, so baie keer wanneer ons nie vashou nie, is dit as gevolg van ons eie seer en teleurstellings binne in ons belewenis. So, vir my 'n groot ding is om elke dag amper oor te begin, elke oomblik oor te begin, nie vas te hou aan my verlede nie vas te hou aan wat ek nou beleef het nie, aan my teleurstellings nie, want ons is almal in hierdie wêreld, ons is deel van hierdie wêreld, ons is nie deel van die wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, so daar gaan disappointings wees, moments wees, daar gaan oomblikke wees wat jy voel, maar nou, ek moes nou deurbraak gekry het, maar kyk hoe voel ek, en hoe seer het ek, en daai goed, en vir my wat werk is om van daai goed af weg te stap, en in die belofte wat daar is, vashou. Ja. Jesus sê totdat my Vader, en daai woorde, my Vader, is vir my 'n boodskap wat so met my praat is, weet jy wat, yes, gaan kerk toe, ja, lees jou Bybel, ja, bid, maar as jy nie die openbaring het, dat dit jou Vader is nie, ek sou sê, gaan sit by sy voete. Hoe sit jy by sy voete? Ek weet nie, miskien is dit deur gebed, miskien is dit deur skriflees, deur aanbidding, miskien is dit juis in die kerk, by 'n selgroep, waar ook al, of net stil te word en daaroor te dink, maar gaan terug na jou Vader, jou God, wat jou persoonlik ken, wat die hare op jou kop tel, wat jou by die naam roep, wat weet wat jou toekoms en jou verlede aangegaan het, hy het jou beplan voor die grondlegging van die wêreld, jy moet daai openbaring gaan soek, en as jy daai dit is 'n persoonlike God, dis nie 'n onpersoonlike ding wat jy moet probeer doen, 'n sekere wette en reëls wat jy moet probeer, it's a personal relationship that you need to find that's, ek wil sê, that sweet spot, dan daai hou jou vas, daai bring jou weer. Ek het dit in die verdiep episode genoem, maar as ons kyk na wat geloof beteken, die definisie van geloof volgens Hebreërs is die vaste oortuiging van dinge wat ons nog nie sien nie. Wat ek nie geshare het in die verdiep episode as gevolg van tyd, is 'n persoonlike testimony vir my in 2018 het ek deur 'n rowwe tyd gegaan. Ek was op 'n punt gewees waar dit gevoel het asof alles uitmekaar uitval en ek het nie geweet wat se kant om te gaan nie. Ek was in die middel van my studies gewees. Daar was probleme in die familie, daar was probleme met die vriendegroepe, daar was oralste. Dit het gevoel asof alles net
verkeerd gaan. En ek het 'n gebed gedoen en gesê, Here, jy moet my wys. Jy weet, jy moet my wys wat se kant toe, jy moet my wys wat ek moet doen. Ek weet nie meer nie. En wat ek gedoen het, omdat ek 'n geloof gehad het in die woord van God, dat die woord van God vir my alle antwoorde kan gee wat ek nodig het ek gesê, wel, die antwoord is vir my so kosbaar, dat ek gaan dit soek. En ek het die woord gevat, en ek het begin in die Nuwe Testament, en ek het boek vir boek gaan lees. Van Matteus tot en met Openbaring toe. En dit het my, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en in Romeine later, het my antwoord gekom. Waar het gevoel het asof die skrif direk met my praat. En ek het vrede gehad. Dit nie die situasie het nie eweskielik verdwyn nie. Jy weet, daai probleme was nog daar gewees, maar daar waar Paulus in Romeine skryf, he who calls on the name of the Lord shall be saved. Dit het my antwoord gegee. Ek moet net op sy naam bly, ek moet net aanhou sy naam uitroep. En dit beteken, soos ek sê, dit beteken nie die omstandighede gaan oornag verander nie, maar wat dit wel beteken is, dit beteken my geloof gaan gestig word in daardie omgewing, in daardie situasie. En hy gaan my red, want dit is 'n belofte wat in sy woord staan. Weer eens die belofte. Ja. Die belofte is daar, en jy praat van geloof en hoop. Waar hoop ons? Waarin is ons geloof? Dit moet in 'n belofte wees. Dit moet in iets wees. En die belofte wat ons reg deur die woord gehad het, en eintlik maar die Jode gehad het, was dat die Messias sou kom. Dis die belofte. En die belofte wat daarmee saamgaan is die Heilige Gees wat ons sal ontvang. En wanneer die Heilige Gees dan kom, dan maak die woord aan ons bekend dat al die beloftes nou in die woord raak ons in en deur Jesus Christus. So die Heilige Gees bevestig wat die woord sê. Die Heilige Gees kan nie iets anders te doen as wat die woord van God sê nie, en die woord van God sal nie iets anders te sê as wat die Heilige Gees, dis 'n bevestiging, die hele woord is ingegee deur die Heilige Gees, en word bevestig daar. God gaan nie teen sy eie skrif nie, so jy is so reg, wanneer ons in daai plek staan waar jy soos, maar moet ek hier bly of nie, moet ek nie hier bly nie, dan moet jy eintlik net terugkeer na daai plek toe waar jou vertroue is, dat jou God is 'n persoonlike God, hy het vir ons reeds deurbraak gebring, hy het vir ons 'n woord gegee, ons kan hom gaan soek, deur om by hom te gaan sit. Jy kan die woord gaan lees asof God persoonlik met jou praat, jy kan Sondag se boodskap vat asof die Here persoonlik met jou praat. Hoeveel keer het mense nie al vir jou boodskap gestuur na 'n preek of na iets en dit soos, pastor, jy het direk met my gepraat vandag, en dan dink ek soos, jy is een persoon uit hoeveel honderde, dit kan either toevallig wees, of jou God is so persoonlik, dat tydens daai boodskap hy persoonlik kontak gemaak het met jou, en dis wat gebeur in die woord. Dit is wat gebeur in die woord. En ek weet dat, jy weet, jy kan nie favorite verse hê in die Bybel nie. Ek weet dit, okay? Maar as daar een vers is wat ek altyd sal aanvashou, is dit daai vers in Romeine. Juist omdat dit my deur 'n baie moeilike tyd gebring het. En ek kan getuig waar ek nou sit, dat daai vers absoluut die waarheid is. En ek dink dit is ook ietsie, en ons het laasweek ook hieroor gepraat, maar dit is ook ietsie wat ons mense moet meer bemoedig om te doen, en dit is om jou testimony te share. Ek sê altyd, jy weet, om jou testimony, om jou getuienis te share, kom ons sê dit is in 'n aanddiens of in 'n selgroep of wat ook al, jy weet nie wat se situasies voor jou sit in terme van die mense wat daar is. En wat se situasies hulle sit nie. Jy mag dalk net jou getuienis deel met iemand wat in 'n diep gat sit, wat net weer geherinner moet word aan wat die Here al gedoen het. En om jou getuienis te deel is 'n maklike manier om die gospel te deel. Want dit is tog wat Jesus vir jou gedoen het. En as ons praat van bly daar, en hoe moeilik is dit om daar te bly. Dis bitter moeilik om in daai plek van geloof en vertroue te bly as jy alleen daar bly.
En as jy nie inskakel by jou gemeente nie, as jy nie inskakel by die selle nie, as jy nie inskakel by dit wat die Here besig is om te doen, dit is vir my bitter moeilik. En dit is die fellowship, die onderlinge gemeenskap byeenkomste, dit is daai goed wat my stig. Hoekom? Want daar sien ek wat die Here doen. Ek sien hoe God nog steeds persoonlik deurkom vir mense. So sou ek twyfel in waar is die Here nou in my lewe, of is God daar? Jy weet daai vraag waarmee die vyand ons aanval, en ons het twyfel, dan sien ek, en ek hoor deur die getuienis van 'n ander broer of suster, dat God nog steeds hier is. Hy is nog steeds dieselfde God van gister, vandag, en dan sal hy ook daai God wees môre vir my. En ek hoor dit, en dit stig my geloof. So, hoe bly ons daar, terug na jou vraag toe, nou is, omring jouself. Omring jouself met gelowiges, en nie met die skoffers nie. Omring jouself met mense wat nog vashou in die woord van God, en nie met die wat elke tweede ding in die woord bevraagteken nie. Omring jouself met mense wat die krag van die Heilige Gees beleef en hom ken. Persoonlik. Craig Rochelle het 'n great preekreeks uitgebring. Hy's 'n pastoor in Amerika, vir die wat nie weet nie. Maar die preekreeks het gegaan oor vriende. En die mense met wie jy jouself omring. En sy slagspreuk in elke week was, show me your friends and I will show you your future. En daai slagspreuk het by my gebly, want die woord sê dit ook, jy weet, die mense met wie jy jouself omring, jy gaan soos daardie mense word. En as jy in 'n moeilike situasie is, en jy kies om uit te reik na skoffers toe, soos wat jy sê, en na ek wil sê, die goddelose, wat die Bybel sal noem, die goddelose mense, wat nie daai openbaring dra nie, wat nie die woord ken nie, wat nie daai gesag het vir God se woord nie, dan gaan jy soos een van hulle raak. En veral wanneer jy alleen is. Nee, want God se woord sê, die vyand loop soos 'n leeu rond. Daar skrif nou net in my kop ook opgekom. Wat doen 'n leeu? Hy val as daar 'n trop beeste of 'n trop wilde beeste of wat ook al is. Hy val die een aan wat siek is. Hy val die een aan wat alleen is. Hy val die een aan wat secluded is. Dit is wat die vyand doen. Nie te sê dat hy nie die kerk aanval nie, hy doen, maar dit is vir hom makliker om jou aan te val wanneer jy alleen is. Paulus skryf in Efesiërs 6, wanneer hy praat van die wapentoerusting en die geestelike oorlog waarin ons is, en dan eindig hy daai stuk met 'n pleit op die gemeente om vir hom te bid, om saam met hom te staan, sodat hy vir hulle kan bid, en bid vir mekaar, is wat hy skryf daar, sodat julle kan weerstaan die vyand se aanvalle. En dit is presies wat jy sê. Maar pastor, ek ken mense, ek gaan nie hulle name noem nie, maar ek ken mense wat sê, hulle is introverte, hulle wil nie met mense deel nie, hulle wil nie kerk toe gaan nie, want die mense is judgmental. Wat sê jy vir so 'n persoon? Pastor, die skrif is op die einde van die dag die motivering. En ons het nou gesê, die Heilige Gees is die een wat die woord gebruik. So, ons kan soveel keer vir mense sê, maar reg deur die woord, en veral in die Nuwe Testament, dan sien ons hoe Jesus die kerk gebruik as die plan vir redding vir die wêreld, die plan vir mense bemoedig. Ek sit en dink vanoggend aan hierdie gedagte, dat 2/3 of selfs meer van die Nuwe Testament is aan die kerk geskryf. Is aan die gemeentes geskryf, en tog vind ons in hierdie tyd waar ons leef die persepsie soms dat ek myself kan verwyder van die kerk af en nog steeds die volheid van die woord beleef, en dit is dit is dan juis geskryf aan die gemeentes, en dan vind ons dat Jesus sê daar's die wette word saamgevat in hierdie twee, met die Here jou God lief, met jou hele verstand, jou hele siel, liggaam, alles, en jy met jou medebroers en susters lief hê, soos jouself, wat praat van fellowship. Jy weet, daai broederliefde wat daar is in dit. So, ons kan vir mense die skrifgedeeltes deel, wat in Hebreërs sê, dat moenie die onderlinge gemeenskap byeenkomste misloop nie. Moenie
join a cell, jy weet, hoe belangrik is dit om saam die woord te ondersoek en al daai goed, maar dis die Heilige Gees wat daai woord moet bevestig in iemand se hart. So, ek hoor jy, daar's mense wat sê, hulle is nie daai tipe mense nie, maar my oortuiging is dat wanneer die Gees van God kom, dan oortuig hy jou van die woord van God. Ja. En jy kan jou eie opinie en jou eie karaktereienskappe hê soveel soos jy wil, maar die Gees van God gaan jou lei na 'n plek toe waar daar broers en susters is wat jou kan bemoedig, kan bystaan. Efesiërs, dan sê hy, die Here het hierdie vyfvuldige bediening gegee. To equip the saints, to edify them, to bring them all to the full measure of the stature of Christ. So, as God dan mense aanstel, as pastore, leraars, evangeliste, as hy dan mense aanstel, dan sien ons duidelik sy plan is om die kerk, die gemeenskap te gebruik, om mense te bemoedig. En dit is nie, ons weer terug na die ding toe, bly daar. Ja. Werk dit tans vir jou? Werk dit tans vir jou om jouself te onttrek? Werk dit tans vir jou om jou geloof so privaat en persoonlik te hou? Werk dit tans vir jou? En ek dink die meeste van die ouens sal erken en sê dis 'n baie eensame pad om te stap, veral wanneer dit oor 'n langer tyd gebeur. Ja, wat vir my altyd uitstaan is die feit dat die mense wat sê hulle wil nie so betrokke word nie, het tog 'n vriendekring. Hulle het tog mense om hulle. Is dalk nie mense van die kerk nie, maar die punt is, daar's mense om hulle. Jy weet, ek glo wanneer die Here gesê het in die boek van Genesis dat dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Hy het nie bedoel net vir mans nie. Nee, hy bedoel almal. En hy het nie net bedoel hoe kan ek dit sê, 'n romantiese verhouding nie. Hy bedoel dis nie goed vir 'n mens om alleen te wees. Dis presies wat ons nou van praat. Is as ons terugkom na die topik toe, bly daar totdat dis nie goed vir 'n mens om alleen daar te bly nie. Dis so belangrik om jouself te omring met mense wat like-minded is, wat vir jou gaan bid, wat vir jou gaan opstaan, wat vir jou gaan intree. En ek weet, en hierdie is nou half 'n opvolg op die vraag, maar ek weet daar's mense wat seer gekry het in gemeentes en in kerke. Wat doen ons, want hulle motivering sal wees, hulle het dalk nie hulle rug op God gedraai nie, maar die kerk het hulle so seer gemaak. Wat sê ons vir hulle, want om vir hulle te sê, jy weet, bly in daai gemeente, of bly op daai, hoe navigate ons hierdie topic in terme van dit? Pastor, op die einde van die dag, is ons in 'n gebroke wêreld. En as jy daarna gaan kyk, dan besef jy maar die kerk is vol stikkende mense. Die kerk is vol stikkende mense, en ons as mens sit so maklik ons vertroue op 'n ander mens, jy weet. En so dit is 'n probleem, die oomblik wat mense sê, maar ek het seer gekry deur mense in die kerk. Dan is my vraag altyd, maar het die blindes probeer lei, jy weet, het jy vasgehou aan iemand wat net so seer het soos jy, of praat ons van leierskap in die kerk? Want leierskap in die kerk, my opinie, is nie voorstel om mense seer te maak nie. Ons is voorstel om in waarheid te leef, en ons is voorstel om eerbaar te wees. En dit is so partykeer hoor dat leierskap mense seer gemaak het, en dan sou ek nie iemand aanraai om terug te gaan dan soontoe nie, maar om nog steeds die kerk te gaan soek. Ons spot baie of lag baie oor en sê, weet, as een tandarts 'n mislukking gemaak het of jou seer gemaak het, gaan jy dan nou nooit weer in jou lewe na 'n tandarts, is al die tandarts dan nou sleg, is hulle almal. So, om regverdig te wees, sal my motivering na die luisteraar toe wees, as jy seer gekry het in 'n kerk, dan is dit een kerk wat jou teleurgestel het, een leier wat jou teleurgestel het. As dit een van die lidmate was, jy weet, dis almal, en ek het eendag vir iemand gesê, wat ook baie te sê gehad het oor 'n lidmaat wat hulle seer gemaak het, en die persoon sit heel voor in die kerk, en alles, toe vra ek die persoon, maar het jy al ooit in jou lewe iemand anders seer gemaak? Want die kans is goed dat jy ook al iemand seer gemaak het, en die kans is goed dat dit is ook hoe jy in die kerk toe gaan nie, want jy besef,
jy is net so blootgestel daaraan. Die kanse dat jy iemand gaan seermaak, is net so groot, soos die kanse wat daai persoon jou seer gemaak het, wat in die kerk sit. So hoekom jouself nou verwyder uit die kerk, kom kerk toe, want dis dan waar die Heilige Gees werk, dis waar die krag van die Heilige Gees werk, dis waar ons woord ontvang, en dis waar ons saam die salwing en die teenwoordigheid van die aanbidding en goed die Here beleef. So, ons het geen verskoning om weg te bly van die kerk af nie. Ja, Doctinus het die sê dan, if you find a perfect church, don't join them because you'll spoil them. And ultimately die woord leer vir ons dat we have all fallen short, sinned and fallen short of the glory of God. En ek stem 100% saam met jou. Ek dink baie keer wat gebeur is, mense kry seer en dis 'n maklike antwoord weer eens om net op te gee. Om op te gee in die lewe is maklik. Jy weet, dis maklik om te sê ek gaan nie meer nie. Die moeilike ding is om te sê, hoorie, ek gaan nog steeds gehoorsaam. Ek gaan aanhou en ek gaan nie opgee nie. Ek gaan gehoorsaam wees aan God se woord. En as dit beteken dat jy dalk 'n ander gemeente moet kry, is dit fyn, solank as wat jy net in 'n gemeente is. Solank as wat jy net aanbid by 'n gemeente saam, jy weet. En daarbey wil ek sê dat ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees wanneer ons hierdie tipe van goed sê, want dis Jesus wat by die gemeente voeg. En ons moet pas op dat ons nie fyngevoelig is en dit gaan na alle kante toe. Jy weet, ons as pastore het die comments wat ons soms kry en die vrae wat soms gevra word en die goed wat soms gesê word, as ek elke keer moet offense vat, wat iemand ietsie sê wat nie vir my lekker is nie, of wat iemand my woorde verdraai, of my dan nou seer maak, dan gaan ek van kerk tot kerk spring. Is dit nie? Jy gaan my nooit meer, ek gaan elke tweede week na 'n ander kerk toe gaan. So, in plaas daarvan om dan net weg te beweeg, want jy het nou seer gekry, jy weet, is om die Heilige Gees te gaan soek daarin, jy weet, ons praat van dalk extreme situasies waar die leier van die gemeente jou so seer gemaak het, dat jy voel, nou bly van die kerk af, ek vind dan 'n ander gemeente, dit is belangrik. Maar by jou eie kerk, daar waar Jesus jou geplaas het, hou aan. Deur, hoor by die Heilige Gees, is dit nie iets wat jy dalk in fyn gevoelig is, meer as iets anders nie. Ja, ek dink die idee om van 'n kerk, om van jou kerk af weg te stap na 'n ander gemeente toe, dit moet soos die heel laaste resort is. Daai is ekstreem. Die punt wat ek wil maak is, bly net in 'n kerk. Moenie die kerk verlaat nie. Moenie jou rug op die kerk draai nie. Die kerk is 'n instelling wat Jesus begin het. Hy het vir Petrus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die ding wat hy daarby sê is, in die poorte van die hel sal dit nie, shall not triumph over it. Wat vir my sê, daar gaan teenstand wees. Natuurlik gaan daar teenstand wees. En in jou persoonlike lewe ook gaan daar teenstand wees. As ons sê, ons het ons lewens vir die Here gegee, en ons glo dat, jy weet, die woord van God die waarheid is, natuurlik gaan daar dan teenslag wees. Want God se woord sê vir ons, daar gaan teenslag wees. En ons moet weet hoe om teen hierdie teenslag te staan. Wanneer die vyand is listig, wat ook al, en hy wil jou aanval, hy wil jou seermaak. Maar die goeie ding is, die Heilige Gees sal sorg. Die Heilige Gees sal, wanneer hy kom, sal hy. Hy sal. Pastor, ek het vanoggend praat ek met die Here oor hierdie gedagte van aanslag en aanvalle en die duiwel wat soos 'n brullende leeu rondloop en kyk wie hy kan of mag verskeer. En die Heilige Gees maak my bewus daarvan dat die vyand haat alle mense. Nie net Christene nie. Hy haat alle mense, want ons is almal geskaap in die beeld van God. Nie almal het kinders van God geword nie, maar almal is geskaap in die beeld van, hy haat almal. So die wêreld het dit net makliker, omdat hulle nie die worsteling het met geloof nie. Hulle lewe val ook uit mekaar, hulle gaan ook deur dinge, hulle sien dit, maar hulle het nie die geestelike worsteling nie, hulle vergryp hulle self baie keer en dikwels aan materiële goed en plesiere en goed. Maar hoekom ons dit moeiliker het,
is nie noodwendig dat die vyand ons harder aanval nie. Ons gaan deur dieselfde storms, maar ons is bewus daarvan. Want nou kan ons nie net meer opgee nie. Ja. Ek kan nie net ophou nie. Ek bly daar want dis al wat ek ken. Dis al wat ek het. In my walk met die Here, was daar oomblikke wat ek al gedink het, okay, ek gaan nie hier bly nie. Ek is nou moeg hier gebly. Maar dit vat my net 'n paar minute dan ek soos nee, Here, ek wil nie hier wees nie. Hierdie is moeilik. Want jy het die goedheid van die Here gesmaak. Jy het die krag van die Heilige Gees. Jy het God leer ken as God van gister, vandag en môre. En die oomblik wat jy nie daar bly as 'n kind van die Here nie. Ons praat nou van iemand wat die Here beleef het, sy hart vir die Here oorgegee het, wat weet dat God true is en hy is daar. Die oomblik wat jy eers daar was en jy bly nie meer daar nie, is dit die eensaamste plek om te wees. Dis die alleenste plek. Ek dink aan Job wat sit in 'n sak en as en sy vrou kom en sê nee, gee op in jou integriteit. Gee op dit wat jy glo reg is en sterf en Job sê maar kan nie. Ek kan nie. Yes, ek het dalk nou nie gebly in geloof nie. Yes, ek het nie, maar kan nie verlang hier bly nie, dan dit my lewe val uitmekaar uit. Ons is baie meer bewus van die geestelike aanslag. Omdat ons God dien in gees en waarheid. Maar die wêreld daar buite, my vriend, as ons rondkyk, dit gaan nie beter in die wêreld. Dit is nie asof die duiwel hulle uitlos nie. Verseker. Ons het net 'n hoop en 'n belofte waarvan ons bewus is. Verseker. En ek dink op 'n manier, en dit gaan dalk klink asof ek op 'n manier beteken dit is makliker vir ons. Ja. Want ek weet nie hoe doen hulle dit nie. Ja, ek weet nie hoe doen hulle dit sonder die wete dat God daar is vir hulle nie. Ek weet nie hoe doen hulle dit sonder daai vaste confidence dat hy jou deurdra en dat hy daar is vir jou nie. Dis moeilik genoeg om terwyl jy weet hy's daar. Ek weet nie hoe doen hulle dit sonder hy hoop. Pastor, ek was daar. Jy weet, net vinnig 'n flitsback na 18, 19 jaar terug. Ek was daar. Daar is nie hoop nie. Jy doen dit nie. Jy van dag tot dag gaan jy deur en jy soek 'n nuwe ding om daai leemte te vul en antwoord te hê en jy weet waantoe dit op pad is. Jy weet dis op pad na die dood toe. Jy weet dit. Jy's weet dis op pad na 'n hopelose plek toe. Dis eers wanneer jy Jesus Christus aangeneem het as jou redder en saligmaker, wanneer die belofte van die Heilige Gees beleef het, dat daar hoop is. Ja. En weer eens, dit beteken nie ons kom nie, ons is nie gechallenged om nie daar te bly nie. Dit beteken nie ons kom nie op 'n plek waar ons wonder, maar waar is God? Jy weet, werkgebed, word my gebede gehoor, en dan gaan ons terug na wat jy nou ook uitgewys het, dan gaan jy terug na die belofte toe. Die belofte wat jou God aan jou gemaak het. Daai oomblik toe jou hart vir die Here gegee het, hy jou 'n nuwe skepsel gemaak. Die ou ding het verbygegaan, die nuwe ding het gekom. Jy's in Christus Jesus. Jy deel geword, jy het aangeneem, jy's aangeneem tot 'n kind van God. Jou gees roep uit, Abba, Vader. Dis wat jou gees uit, en ek dink ons moet dit nie agterweë laat om dit te sê nie. As mens sal ons nie daar kan bly nie. As mens sal ons opgee, as mens, maar dis omdat ons gees uitroep, Abba Vader, is omdat ons gees ons na God toe lok, is omdat ons gees ons konstant herinner dat sy beloftes vir ons is goedheid en guns, is deurbraak, dit is liefdevol, dis nie om ons te pynig, dis nie om ons seer te maak, dis omdat sy gees konstant hierdie goed aan ons herinner, dat ons weer dit teruggaan en daar gaan soek. Die feit dat die Heilige Gees my vra om so boodskap te bring vir die kerk. Die Nuwe Testament, daai boodskappe word in die kerk geskryf, en Paulus se pleit, die skrywer van Hebreërs 5 keer, moenie so ver van die Here af weg dwaal dat die Here jou nie eens kan red nie. Daai pleit word aan die kerk gerig. Hoekom? Want dit raak soms moeilik om daar te bly, en hy het ons nodig om 'n woord te hoor, of skrif te hoor, of 'n vriend te hê, 'n buddy te hê, wat vir ons sê, hey, kom ons kom terug daar en bly daar. En dan kom ons kyk, laat ons daar kan bly, in die Here, in die Gees, want dit is waar die Here vir ons deure gaan oopmaak. Dis waar hy sy woord gaan tot vervulling bring. Maar pastor, jy praat nou so, maar dit is in jou verlede, daar. Jy's nou 'n pastoor.
jou lewe is mos perfek, is dit nie? Jy het mos geen challenges. Ek sê dit 'n bietjie met die tong in die kies. Lekker sarkasties. Maar daar's mense wat lekker sarkasties. Maar daar's mense wat so redeneer, wat sê pastor, jy weet nie. Jy het die perfekte lewe. Jy weet nie. Die Here kom deur vir jou. Jy weet die Here praat met jou. Jy spandeer elke dag in sy woord. Dis mos wat julle pastors doen. Elke dag lees julle Bybel. Maar dit wat jy sê is so waar. Elke persoon gaan deur. Geen persoon is exempt van die storms in die lewe. Selfs nie pastore nie. Pastor, hoeveel van die preke, ek sê dit ook self met 'n tommetjies, hoeveel van die preke wat jy al gepreek het en 'n pleit doen met die gemeente, is nie iets wat die Here met jou direk, dit is 'n boodskap aan jou. Jy weet, ons dra eintlik ons harte op ons moue wanneer ons preek, of wanneer ons kom eintlik en ons kom sê wat die Heilige Gees met ons oor begin praat het. Die feit dat ek gepraat het oor bly daar, is omdat die Heilige Gees met my gepraat en gesê, hey, Dani, bly daar. Dani, bly daar, bly vashou in my belofte. Daar's goed wat ek in hierdie seisoen verwag, daar's goed wat ek in hierdie seisoen glo gaan gebeur, in my persoonlike lewe, in my besigheidslewe en in die kerk, in geloof vir die gemeente, vir elke persoon wat hier sit. En as goed wat ek glo, beloftes is wat die Heilige Gees aan my geweer aan my gemaak het, en dan word ou gechallenge in dit, want jy sien dit nie gister nie, en jy sien dit nie noodwendig vandag uitspeel nie, en dan raak ons ongeduldig, en dan kom die Heilige Gees na my toe, die laaste 2 weke, en sê vir my, hey, bly daar, en ek hoor sy stem oor en oor vir my sê, bly daar, bly in geloof, bly bid hiervoor, bly vashou aan my belofte, bly my herinner aan my belofte, bly dit doen, en laas week noem iemand die skrifgedeelte dat ons al ons begeertes aan die Here moet bekend maak, deur danksegging en deur smeking, en ek begin met die Heilige Gees praat daaroor, hoekom deur smeking, en hy herinner my, dat ek, wanneer my kind na my toe kom, en hy sê, papa, ek wil hierdie ding hê, dat ek soos, ja, nice, kom ons dink daaroor, kom ons gee dit 'n dag of 2 kans, hoekom? Want môre het hy sy mind gechange, môre wil hy nie meer oranje hê nie, maar 'n blou hê, en die week kan hy 'n groen hê, en ek kan nie elke dag vir hom gee wat hy nou wil hê nie, maar wanneer hy my begin attent maak daarop, dat hy hierdie rooie wil hê, en môre weer, oormôre weer, en dit al van my afsmeek, in konteks, dan weet ek, hoe graag hy dit wil hê, en eintlik wat dit openbaar is, sy hart in homself, want ek het al dikwels vir hom gesê, Boeta, maar, jy wou laasweek hierdie ding gehad het, nou wil jy dit hê, en dan soos, o ja, maar hy is nie so belangrik nie, en ek dink dat daai skrifgedeelte gaan meer oor ons hart in onsself openbaar, as wat dit is noodwendig om dit aan God te openbaar, want nou weet ek hoe graag wil ek hierdie ding hê, hou aan, en wanneer die Heilige Gees dan met my praat, is soos, Dani, hoe graag wil jy dit hê? Hoe graag wil jy hê, hierdie ding moet gebeur? Hoe graag wil jy dit hê? Hou aan in die belofte vashou, hou aan God herinner daaraan, hou aan hier op staan, en dit beteken nie, dat dit noodwendig vandag gaan gebeur nie. Dit beteken nie noodwendig, dat dit môre gaan gebeur nie. Ja, dit pas so mooi by jou woord, 'n paar weke terug, hy is die God van môre ook. En ek dink as jy sê, bly hier, totdat hy vir jou wys dat hy die God van môre is. Ons het nie altyd al die antwoorde van hoekom hy dit sekere tye doen, en sekere tye dit nie doen nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel kan sê is, uit ons ondervinding, nommer 1, uit die woord, nommer 2, uit ander mense se getuienisse is, God bly goed. Hy bly goed, en hy bly getrou. En net omdat dit vir jou voel asof hy nie saam met jou deur die storm gaan nie, beteken nie dat hy nie saam met jou is. Die ding wat ek myself heeltyd herinner, is 'n cliché storie, maar it works, is daai storie van as jy op die strand loop, en jy kyk terug, en jy sien die moeilike tye, sien jy net een almal ken dit, jy sien net een voetbare, dit is wanneer hy jou dra, en onthou dit, en wanneer jy terugkyk en sien die deurbrake wat hy wel al vir jou gegee het, mag dit jou encourage,
vir die toekoms. En dis hoekom dit so belangrik is om hom te ken as die God van gister. Ja, Daai God wat gister vir jou deurgekom het, sal weer ja, vir jou deurkom. Jy moet net daar bly. ja, Jy moet net daar bly, hou net vas, bly staan op geloof, bly staan op sy woord, bly vertrou. Moenie na die leuns van die wêreld luister nie. Moenie laat omstandighede bepaal wie God is nie. Moenie dat jou omstandighede bepaal wie jou God is nie. Moenie dat jou omstandighede bepaal wat jy glo nie. Moenie dat jou omstandighede bepaal hoe jou uitkyk oor die toekoms nie. Bly, laat die woord dit liewers doen. En dit pastor, daar's nie 'n ander manier en dis hoekom ek nou vir jou gelag het. Jy sê moet ons net bly bid en Bybel lees? Want daar is nie 'n beter, kom ek sê dit so. As ek vir die luisteraar vandag iets kan sê, is bly bid en bly jou Bybel lees. Bly bid, bly jou Bybel lees. Daai twee goed het vir 'n rede primêr in ons geestelike lewe 'n rol. ja, Want dis in die woord van God soos jy nou gesê het. En wanneer ek sê bly, beteken dit moenie net vanaand 'n versie of die vers van die dag lees nie. Gaan soek die Here. Die skrifgedeelte wat hy sê, he's a rewarder of those who diligently seek him. Diligently. En jy gaan nie iets diligently, deeglik, aanhoudend, consistently bly soek as dit nie waardevol is nie, as dit nie belangrik is nie. Ek het Sondag die getuienis of die storie vertel van my seun wat push-ups begin doen het. En wat ek kan nie onthou of ek dit genoem het nie, maar wat op 'n stadium seer gehad. Maar die woord het reeds begin werk van die eerste oomblik af. Dis hoekom jy die seer ervaar. ja, Dis hoekom jy die teleurstelling ervaar. Dit het reeds begin werk. Dinge is reeds in werking. God wag nie tot môre oor. Hy het reeds begin werk. Die planne is reeds in plek. Hy het dit al voor die grondlegging van die wêreld. Dit is daar. Die woord het reeds begin werk van die eerste oomblik. Gebed het reeds begin werk van die eerste oomblik af wat jy toegepas het. Nou moet jy vashou. Nou moet jy aanhou. Die resultaat kom nog. ja, En dieselfde soos daai push-ups, jy gaan die resultaat dalk oor 'n maand sien, 2 of 3 maande sien, but it will be there. Dit sal, dis die belofte, God sal deurkom. Hy het nog nooit iemand teleurgestel nie en hy gaan ook nie nou begin. ja. Ja, ek dink dit is 'n goeie boodskap om die luisteraars mee te los. En van my kant af ook, ek dink, jy weet, dis maklik om hierdie goed te sê wanneer dinge nie goed gaan. Wanneer dinge goed gaan. Maar my gebed is dat die Gees julle sal stig in die tye wat dit nie goed gaan nie. Ja. Sodat julle dieselfde revelation, dieselfde openbaring van God kan beleef. Ja. Hy is daar vir julle, saam met julle. En soos wat die woord sê, as if God is with us, who can be against us? Amen. Wie kan teen ons staan? Ja. So ek hoop hierdie episode het julle gebless, waar ook al julle dit luister, of dit nou in julle kar is, en of dit nou by julle werke of by julle huise is. Ons wil vra dat julle hierdie boodskap sal aanstuur. Stuur dit vir jou vriende, stuur dit vir jou familie. Ons wil hê dat die woord van die Here so ver en so wyd as moontlik moet gaan, en mag dit vir julle 'n blessing wees. Baie, baie dankie. Dankie, pastor.